Wat 'n getuienis. Oef, klink die 20 drommeslae, terwyl hy stap na asem. Hier en daar is daar 'n gepiep van 'n gepynigde liriek. Sy lippe laat blou, en terwyl die suurstof uit hom uitgewurg word, om nie daarna been vir been gekraak te word op die gevreesde wiel. Luisteraar, wat is jou martelaarslied? Het jy al ooit oor so iets nagedink? Claude Broussard het, sy laaste woorde was 'n lied. Om die waarheid te sê, dit was Psalm 34. My naam is nagraadse student Lambert Bosman en ek lees graag vir u uit Psalm 34 vers 20 tot 23. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood, en die wat die regverdige haat moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Wat 'n verse Broussard gesing het, is 'n raaisel. Maar verse 20 tot 23 laat jy nogal wonder. Wat het Broussard daartoe gelei om Psalm 34, van alles wat hy kon sing, wat het dit in sy gedagtes laat opkom? Was dit dalk dat hy gedink het, maar daar's nog uitkomkans? Die Here gaan binne oomblikke voordat hy sterwe 'n wonderwerk doen en hom uit hierdie doodsgevaar red? Dis moontlik. Die Here het hom al 'n hele paar keer uit sulke situasies uitgehelp, maar tog gee sy lewe 'n ander motivering. Claude Broussard, 'n Hugenoot, het 'n paar jaar as 'n prokureur sy mede-protestante uit die moeilikheid probeer hou met die Rooms-Katolieke owerhede, maar die jaar van 1685 het alles verander. Van daar af word kerke afgebreek, word soldate in die huise van gewone gelowiges ingestuur om hulle te terroriseer, om al hulle kos op te vreet. Dis sulke dae van vervolging waar predikante uit die land uitgeban is, en as hulle gebly het, dan word hulle op die verskriklikste maniere denkbaar vermoor, of vir 'n lewenslange tronkstraf in 'n slaweskeep ingedruk as 'n geleislaaf wat moet roei. In hierdie tyd het Claude geroepe gevoel tot die bediening. Kort nadat hy 'n predikant geword het, vlug hy na die buiteland toe, saam met sy gesin ter wille van oorlewing. Maar weet jy, na 'n tyd lank kon hy dit net nie meer uithou nie. Hy moes eenvoudig teruggaan. Die gedagte wat by hom gespook het is, hoe gaan daar vir die Here se kudde, vir sy skape gesorg word, as al die herders vlug? Sy vriende, sy eie vrou het hom gewaarsku, hy moenie gaan nie. Maar weet jy, hy het vasgeklou aan God se beloftes. En dit gebeur toe dat die Rooms-Katolieke soldate om arresteer, gevange neem, en ten aanskoue van koning Louis XIV en 'n magdom mense, 'n skare van ongeveer 20.000 sterf Claude Broussard 'n martelaarsdood. Wat 'n getuienis. So luisteraar, hoekom sing Claude Broussard juist Psalm 34? Dalk is dit omdat hy geweet het, redding gaan oor veel meer as net ongebreekte bene. God se beskerming, het Claude geweet, is besluit vir hierdie lewe, maar veral ook vir die lewe hierna. Soos Psalm 34 sê, die ongelowige sal boet vir ons sonde, vir ons haat en die regverdiges. Maar dankse Jesus Christus verlos die Here die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil,
hoef nie te boet nie, want daar is een wat reeds geboet het. Hoe lyk jou getuienis? Wat sal jou martelaarslied wees, luisteraar? Kom ons bid saam. O Heiland, U leer dat die diensknegt nie groter as die meester is nie. As die wêreld U Here Jesus gehaat het, sal hulle ons ook beslis haat. Wanneer teenstand kom, mag ons lewe vir U getuienis wees. Lei ons deur die Heilige Gees om veral in sulke uitdagings vas te klou aan die woord, aan U beloftes. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen.